te wees. Ons is hier in Port Nolloth. Ons is op 'n stap van bewusmaking vir ons kinders, want genoeg is nou genoeg, of wat sal jy sê? Yes. Vertel vir my, waar het dit vandaan gekom, waar het op jou hart begin lê om te doen wat jy vandag georganiseer het? Dankie Sammy, ek wil eers sê baie dankie julle, hier is so baie mense wat gehelp het om die banners te maak en te verf en te skryf en ag, daar's pakkies lekkers wat Spaar vir ons gegee het, so ons is baie dankbaar aan die hele Port Nolloth en almal wat gehelp het, ook oral waar die post uitgegaan het. So waar dit begin het, is hierdie dogtertjie wat by ons huis aangekom het, een aand saam met een laat namiddag saam met haar pa, en haar pa het kom bedel vir geld, en obviously is die man op die verkeerde pad en hy doen die verkeerde dinge, en die dogtertjie het ingekom in my huis en ek het haar ingenooi en ek wou vir haar pakkie kos gee en ek het haar so gevat en gevra, kry jy koud? Toe sê sy ja, maar haar lyfie bewe so. En daai aand toe moes ek haar huis toe stuur saam met haar pa. Ek het nie 'n klou wat sou gebeur het by daai huis nie, maar net die feit dat ek in my warm bed kon ingeklim het, ek het kos om te eet en hierdie dogtertjie moet ek wegstuur. So, eerste het dit gekom van die Here het my opdrag gegee het om te begin met bewusmaking in ons dorp. Wonderlik, dit is baie mooi. Ek het vroeër vir jou gesê dat dit iets is wat ons almal eintlik na in die hart moet dra, maar ons vergeet van ons kinders. Yes. Ons vergeet wat ons aangaan. Wat is jou grootste bekommernis vir die kinders van ons dorp? As ek begin by die dorp, ons dorp en verder uit, as jy om jou kyk en jy sien hierdie dinge. Wie sê my, vir my, ons wat werk met groot mense en hulle in hulle roeping probeer inkry, die roeping wat die Here ons geroep het voor, is dit vir ons het dit vir my ek wil sê eye-opener ook, om te kyk hoe ons sukkel om groot mense wat gemolesteer is, wat nie 'n stewige fondasie gehad het as kind nie, hoe ons hulle sukkel om hulle op te laat staan en op om die vyand te glo. So om hulle te laat opstaan in hulle roeping. So hoe dit vir my gaan is, as ek een kind kan kry op 'n klein jong ouderdom wat al glo dat God het hom geroep of haar geroep vir die bediening, om nie noodwendig voltyds in die bediening in te gaan nie, maar ook op 'n punt waar hulle kom om te sê dat daar waar hulle is, by hulle werke, dat hulle God sal verteenwoordig, maar die vyand kom al van vroeg af en steel by ons. Christine, as jy 'n boodskap kan gee vir elke kind, die wat nie vandag hier kan wees nie, die wat hier was, wat sal dit wees? Dis nie jy wat veroorsaak het as jy gemolesteer is. Dis nie jou skuld nie. Moenie vir een oomblik glo dis jou skuld nie. Dit is nie jou skuld nie. Wat ander mense aan jou doen, dis deur die Satan te doen. Die Satan is so groot, hy doen alles wat hy kan om ons as mense stil te kry. So niks wat jy doen het veroorsaak dat dit met jou gebeur, wat ook al met jou gebeur het nie. My grootste begeerte is dat die kinders sal begin praat, dat die gemeenskap sal begin saam staan, dat ons sal nie wegkyk nie, dat ons nie meer sal stil bly nie, maar dat ons sal praat vir ons kinders. Amen. Amen. Nou toe, dit lyk vir my asof ons nou op daai punt is wat ons begin so wonderlik. Okay. Ja, kan jy so weet na die pen? Okay, so sê sorry. Ja. En hier die pen.